Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde donderdagoggend en baie dankie dat ek die voorreg het om met julle 'n stukkie sielskos te kan deel vandag. In Efesiërs 6 vers 12 lees ons dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van die wêreld. Nou, ons almal ken die vers, ons almal weet dit. Nou, hoekom ek hierdie vers mee begin vanoggend is, ek het so gereflekteer en ek besef toe, hoeveel keer in ons lewens het ons 'n geveg teen iemand en ons veg meer teen die uiterlike wanneer ons die persoon sien. Ons veg teen dit wat hulle sê, dit wat hulle doen. Maar dan besef ons, maar weet jy wat, hierdie persoon was nooit so nie. Hierdie persoon is is heeltemal 'n ander mens as wat hulle was. En dan kom ons tot die gevolgtrekking, maar dis die gees in hulle. Elke een van ons het 'n gees wat ons lei. En soms gebeur dit dat ons gelei word deur 'n gees wat so 'n invloed op jou lewe het dat jy nie die mens is wat jy moet wees nie. En dit is wat hierdie gevegte veroorsaak. 'n Geveg tussen jou en mede-boetas en sissas in Christus. Net om later te besef, maar jy veg teen die verkeerde. Jy veg teen die uiterlike, in plaas van veg teen die gees. Maar nou ook weer, hier's 'n vers wat ek graag by julle wil los vir vandag. 1 Samuel 17 vers 47. Dat die geveg behoort aan die Here. Dit is waar Dawid teen die reus geveg het. Waar Dawid en die kinders van Israel, waar hulle die Filistyne verslaan het. Dawid het geweet, hy veg nie teen die groote nie, maar hy veg teen die bose magte wat in hierdie reus is. En my boetie en sissa, dis baie belangrik dat ons vandag besef dat ons geveg eerstens is nie teen vlees en bloed nie, maar dit is teen die bose magte. Invloed, my boetie en sissa, invloed speel 'n verskriklike groot rol. En ons moet so waaksaam wees teen invloed. Maar nou weer, as jy gelei word deur die Heilige Gees, as jy beïnvloed word deur die Heilige Gees, kan ek nou vir jou sê, sal jy die mens wees wat jy moet wees. Die mens wat God jou geroep het om te wees. Dis hartseer dat 'n mens baie keer met mense 'n pad stap en later besef jy maar, hulle is nie meer die mense wat hulle was nie. Hoekom? Want invloed en natuurlik 'n bose mag wat hulle oorneem, wat hulle lei en hulle rig, het toegang gekry. En dis waar ons meer as ooit moet bid, my boetie en sissa. Dat ons bid vir hierdie boetas en sissas van ons. Want ek is seker, soms besef hulle dit self nie eens nie. Hulle verstaan nie altyd, maar hoekom is mense nou so anders met my? Of hoekom vra mense vir my, maar wat gaan aan met jou? Jy's nie meer wie jy was nie. En dan besef jy, maar weet jy, ek is nie meer die mens wat ek was nie. Want ek word nie gelei deur die gees van die Here nie, maar deur 'n gees wat alles behalwe die Here is. Kyk, as jy jou lewe omgekeer het, as jy op 'n plek was waar jy nie moes wees nie, jy's nou 'n nuwe skepsel in Christus. Mense gaan ook vir jou vra, jy's nie meer, jy weet, vra, hoekom is jy nou so, hoekom is jy nou so vervelig, hoekom is jy nou so boring? My boetie en sissa, daai verveligheid, daai boringheid, weet jy wat, ek is eerder dit, as wat ek iemand is, wat die wêreld oorjubel en juig, maar die hemele wil my nie ken nie. So my boetie en sissa, wat ek hiermee wil sê is, as jy verander ten goeie, geen probleem nie, no problems, dan het jy nie nodig om iets aan enige iemand te verduidelik nie. Jy kan net getuig van Jesus Christus in jou. Maar as dit so kom, dat jy nou meer wêrelds is, as wat jy geestelik is, dis waar die rooi ligte aangaan. So my boetie en sissa, wat ek graag by jou wil los vandag, is dat weet net, gebed dra krag, gebed kan sake verander, en ons moet bid vir hierdie boetie en sissa van ons, wat gelei word deur die Gees, en ons moet staan teen daai Gees, ons moet beklei teen daai Gees, met gebed, en vir God toelaat om daai geveg te veg, want op die ou einde van die dag, dat dit is nie ons geveg nie. Ons moet net stil word en vir God toelaat om die stryd vir ons te stry. Soos
soos Eksodus 14 vers 14 sê. Kom ek bid vir jou, my Boeta en Sissa. Vader, ek bid vir my Boeta en Sissa wat op die oomblik in 'n situasie is waar hulle so lank pad gestap het met iemand. En die mense het nou so verander as gevolg van 'n bose mag. Ek bid in Jesus naam dat hulle nie hierdie mense sal verwerp nie. Liewe Here, maar vir hulle bid, liewe Here, en net intree vir hulle. En Here, ek weet, gebed dra krag. En ek bid in Jesus Christus naam vir elke persoon wat op die oomblik nie meer die mens is wat hulle was nie, toe hulle eens op 'n tyd die vrug van die Gees gedra het. Maar nou, waar hulle eens 'n appelboom was, is hulle nou 'n peerboom. Liewe Here, ek bid in Jesus naam dat daai vrug weer sigbaar kan wees. Ek bid dat hulle soos die verlore seun sal terugkom na U toe. Asseblief, liewe Vader, en weet, U wag vir hulle, U het hulle nie verwerp nie, U sal hulle nooit verwerp nie. U staan met oop arms, dat hulle na U toe kom. Asseblief, Here, in Jesus Christus naam is dit vanoggend my gebed. Amen en amen. My Boeta en Sissa, julle moet 'n wonderlike dag verder hê. Kyk asseblief mooi na julle self, en natuurlik as dit die Here se wil is, bring ek môre vir julle weer 'n stukkie sielskos. Tot dan, mooi bly almal, totsiens.